groot bo almal, U is die koning, die oorwinnaar wat uit die dood het opgestaan het. En daarom bring ons vanoggend aan U al die lof en eer en aanbidding, want U is die een wat uit die dood uit opgestaan het en lewe. Amen. Broers en susters, julle almal wat aan die Here behoort, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, want dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word ter werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Met hierdie opstanding Sondag is ons tema, Jesus se opstanding, is dit feit of is dit fiksie? En ons gaan saam lees uit Matteus hoofstuk 27 vanaf vers 62 en dan ook 28 vanaf vers 11. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n naweek soos hierdie. 'n dag soos hierdie wat ons weet dat Jesus leef. En dat ons saam met hom leef en dat U Gees aan ons gegee het om ons te help om hierdie nuwe lewe te leef met in oorvloed te leef. En dan moet ons ook bid, Here, dat U woord ons vanoggend sal inspireer, dat U Gees ons harte sal raak. Ons moet bid, Here, dat U ons sal bewaar van die bose, verlos ons van die bose wat daar uit is om ons tot struikeling te bring, maar help ons om te kyk na dit wat daarbo is, na U wat aan die regterhand van God sit. Help ons om op U gefokus te bly. Want ons bid in die naam van Jesus die Here. Amen. Hierdie gedeelte in Matteus 28, 27 en 28 is na Jesus se kruisdood. En dan lees ons in hoofstuk 27 vanaf vers 62. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseërs by Pilatus gekom en vir hom gesê: Meneer, ons onthou dat toe daar die bedrieger nog geleef het, hy gesê het: Na 3 dae sal ek uit die dood opgewek word. Gee dan bevel dat die graf 3 dae veilig bewaak word, sodat sy disippels nie daar kom om hom te steel en vir mense vertel hy is uit die dood het opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste. Pilatus antwoord hulle: Hier is vir julle wag, gaan beveilig die graf so goed as julle kan. Hulle het toe gegaan en die graf beveilig, die klip te verseël en die wag daar te laat bly. En dan lees ons in 28 vanaf vers 11, terwyl die vrou op pad was, op party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê: Julle moet sien, sy disippels het hier nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die gouverneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. En hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Tot sover. Ons as Christene het 'n leë godsdienst. Ons het 'n leë kruis en ons het 'n leë graf. Al die hoofstroom godsdienste het grafte waarin pelgrims jaarliks gaan. Confucius en Boeddha en Mohammed, hulle het almal 'n plek waarin die pelgrims elke jaar gaan. Dis net die Christene wat nie na graf toe gaan nie, want die graf is leeg. En die Christendom is die enigste godsdienst waar die stigter van die godsdienst, Jesus Christus, nog steeds lewe. Hy is die enigste een wat in die dood het opgestaan het en vir ewig lewe. En daarom aanbid ons 'n lewende God, nie 'n of ander afgod nie. Ons hele geloof staan en val by Jesus wat in die dood uit opgestaan het. Paulus skryf dit so in 1 Korintiërs 15 vers 14 as hy sê: As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sal dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het. Ons hele geloof
staan en val by die feit dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. Maar natuurlik, die wêreld en die Satan is nie tevrede met hierdie opstanding uit die dood. En daar probeer die wêreld onder leiding van die Satan op elke moontlike manier sê dat dit wat julle glo, kan nie die waarheid wees nie. Dis net 'n fiksie. Dit is 'n wollige storie. Soiets is onmoontlik om te gebeur dat iemand uit die dood kan opstaan en nie weer doodgaan soos Lazarus nie. En die evangelieskrywers, hulle het hierdie storie net opgemaak en dit het nooit regtig gebeur nie. En soos met Auschwitz, probeer die wêreld maak asof sekere dinge nie gebeur het nie. Maar die probleem is, soos met Auschwitz is daar nou nog mense wat daar was, wat lewe en wat kan getuig van wat daar gebeur het. En dit was die tyd met Jesus se opstanding uit die dood. Daar was te veel mense wat gesien en beleef het en daarvan getuig het dat sommer onder die mat gevee kon word. So hoe antwoord 'n mens hierdie mense se besware, hierdie wêreld se besware teen Jesus wat uit die dood het opgestaan het? Nou moet ons 'n paar dinge net mekaar aan die begin sê. Die verweer is altyd, ja, maar dis in die Bybel opgeteken, wie sê die Bybel is waar? Jy moet onthou toe Matteus en Markus en Lukas en Johannes hierdie geskryf het, was daar nog nie 'n Bybel nie. Hulle het geskrywe oor dit wat hulle gesien en beleef het. Hulle het aantekeninge gemaak, soos wat 'n geskiedskrywer aantekeninge maak. Soos die ouens wat aangeteken het, Jan van Riebeeck het in 1652 hier aangekom. Ok, wie van ons was daar toe hy hier aangekom het? Nie ons nie een. Hoe weet ons is waar? Daar was mense wat daar was, wat het aangeteken het, en ons glo hulle want hulle dit aangeteken. Dieselfde met Matteus, Markus en Lukas en Johannes. Hulle het geskrywe omdat hulle daar was, hulle het gesien en beleef. Wanneer Lukas sy evangelie begin skrywe, dan skryf hy aan 'n persoon met die naam van Theophilus. Ons weet nie wie dit was nie, maar hy was blykbaar een of ander hooggeplaasde persoon wat ook weet hierdie alles wat oor Jesus gesê en gebeur het. Wat is die feite? En nou kom Lukas aan die skrywe vir hom, hy sê, hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skryf van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken, soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaar van die woord was. En daarom het hy ook goed gedink om self alles stap vir stap van voor af te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan jy te wete kom dat die dinge waaroor jy onderrig is heeltemal betroubaar is. Hierdie evangelieskrywers het die geskiedenis van Jesus gaan ondersoek en neerskrywe sodat dit die ware feite daar kon wees. En vir diegene wat altyd maar selfs Jesus was daar die fiksie wat nooit bestaan nie. Een van die geskiedskrywers van daardie tyd met die naam van Josephus, hy was geskiedskrywer in die 1ste eeu na Christus, bevestig die kruisgeskiedenis van Jesus in een van sy geskrifte Antiquities. So iemand wat heeltemal los van die evangelies gestaan het, ook 'n geskiedskrywer, bevestig dat Jesus gekruisig is onder Pontius Pilatus. En weet julle, daar is meer oor Jesus se aanloop tot sy dood, sy kruisiging, sy opstanding geskrywe as oor enige ander persoon ooit in die geskiedenis van daardie tyd. Ons weet meer van Jesus se dood en opstanding as van enige ander geskiedenisfiguur van daardie tyd. En dit is omdat mense gegaan het en dit gaan neerspen het, dit wat hulle gesien en beleef het terwyl hulle daar was. So, volgende eerste punt, kom ons kyk na Jesus se aansprake dat hy uit die dood uit gaan opstaan. Matteus 16 vers 21 staan, want toe het Jesus vir sy disippels duidelik begin stel dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Jesus het dit onomwonde vir sy disippels gestel. Dis wat met my gaan gebeur. Dis hoe dit gaan gebeur en dis is wat daarna gaan gebeur. En daar is meer as 20 plekke in die 4 evangelies waar Jesus praat oor sy dood en opstanding 3 dae later.
en dat dit 'n vervulling van die profesie van die Ou Testament is. En dit wat Jesus gesê het gaan gebeur en hoe dit gaan gebeur, dit stap vir stap net so gebeur. Niemand anders in die geskiedenis het al ooit sulke uitsprake gemaak dat hulle gaan sterf en dat die dood het opstaan en dit dan uitgevoer en dat gebeur. Net Jesus het dit kon doen. Want enige ander persoon wat sulke aansprake sou maak, sou homself ontmasker het as een of ander egoïs, het hierdie kop wat in die wolke is, of 'n gevaarlike, ongebalanseerde persoon wat sulke uitsprake maak, of so 'n persoon moet baie dom as strand wees om te dink, ek kan dit nou vir my volgelinge vertel en, okay, hulle moet my glo, en dan gebeur daar niks agterna nie, maar waar het hulle lekker vir 'n raai gevat. Dit is so die wêreld se mense daar as ook kyk en so ding. Maar Jesus het dit nie net voorspel nie. Hy het nie alleen stap vir stap gesê wat gaan gebeur nie, hy het dit ook laat gebeur. Net Jesus kon dit doen. So, wat 'n ander persoon in die geskiedenis kan daarop aanspraak maak. Tweedens, Jesus se dood. Nou, van vroeg af, en jy het gesien in die gedeelte wat ons gelees het, so uit Matteus, maar vroeg af, het die wêreld probeer voorgee dat Jesus se opstanding uit die dood 'n fiksie was. Hy was nie regtig dood nie. Daar's mense wat beweer om te sê, Jesus het nie regtig aan die kruis gesterf. Hy was eintlik net bewusteloos en 'n beswyming gewees, toe hulle sy liggaam van die kruis afgehaal het. Johannes skryf in Johannes 19 van vers 33, hy sê, toe die soldate egter by Jesus kom en sien dat hy al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie, soos die ander twee se wat gebreek het nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het is Johannes, lê daarvan getuienis af en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat sodat julle ook kan glo. Wat Johannes daar gesien het was vir hom so vreemd, want Johannes was nie 'n dokter nie. Toe hierdie soldaat spies in Jesus se sy steek, sien hy, hier kom nie net bloed uit nie, hier kom bloed en water uit. So, die mediese feite rondom dit bevestig dat Jesus dood was, want die bloed en water het ook wel gewys dat jou hart geskeur het. Lewe net nie meer. So die mediese feite het bewys dat Jesus dood was. En die soldate het dit ook bevestig. Kyk, hierdie soldate, dit is die eerste keer wat hulle iemand aan die kruis ophang. So hulle het al gesien wat ouens is dood en wat ouens moet nog 'n bietjie langer hang. Gewoonlik het niemand dit langer as 'n dag gemaak op 'n kruis nie. So dan gaan breek hulle ons weer en sê, "Right, dit is net seker maak jy is dood." En by Jesus gekom, ja, hy is dood. Seker spesifiek sê, ja, nee, hy is definitief dood. En dan moet julle onthou dat Jesus was voordat hy gekruisig is met 'n sweep met 9 toue geslaan waar 'n stukkies been vasgeknoop was, sodat letterlik die vleis van sy lyf afgeslaan. So erg dat Jesus self nie dit kon maak tot by Golgotha nie. Iemand anders moes sy kruis dra en hulle het hom tot by Golgotha gebring, waarskynlik gesleep tot by Golgotha. En geen mens wat so vooraf gemartel is en dan nog aan die kruis vasgespijker is, sou dit ooit oorleef nie. Hy was net doodgewoon dood. En toe hulle sy liggaam van die kruis afhaal, kom sal hulle hom in verbande toedraai met kruie tussenin, as hy nie dood was nie. Nou moet julle weet, julle het al baie prentjies gesien van 'n mammie nie, iemand wat so met verbande toegedraai is. Nou, die Bybel sê dat daar omtrent 100 pond of 50 kilogram, nee, 100 pond, is daai kruie in hierdie verbande toegedraai is, toe hulle Jesus begrawe het. En geen mens kan asem kry en tot besinning kom as hy toegedraai word dat al die verbande met hierdie geweldige gewig van die kruie daar tussenin nie. Want dit was, hy was dood. En dan is die volgende vraag, maar as hy nie dood was nie, hoe sou Jesus dan uit die graf uitgekom het as dit verseël was met hierdie geweldige groot klip wat voor die opening gerol was?
In sy toestand, hoe sou hy daai klip wat aan buitekant geseël was met wagte buite, hoe sou hy daai klip kon wegstoot om uit te kom? En die volgende vraag is, sou die disipel Jesus eerstens geglo het en tot die dood toe gevolg het, as Jesus se opstanding uit die dood nie regtig was nie? As dit net hoe verblindery was, sou die disipels agterna bereid gewees het om hulle lewe af te lê, as Jesus hulle eintlik in 'n raai gevat het gesê, ek was dood en ek het opgestaan, en intussen was hy nie regtig dood nie. Soos al hierdie soort vrae wat die wêreld nie kan beantwoord nie, waarvan hulle wegskram, want dis die feite, dat Jesus dood was, mediese feite, soldate bevestig dit, Jesus is in linde toegedraai, hy kan nie uit die graf uitkom van binne af nie, en die disipels het eenvoudig geglo toe hulle Jesus weer sien. So, die derde ene, Jesus se leë graf. Daar is natuurlik die teorie dat Jesus se liggaam uit die graf gesteel is, om die indruk te wek dat Jesus uit die dood het opgestaan. Dis die gedeelte wat ons gelees het hierso in Matteus 27, dat die priester hoef te kom by Pilatus en sê vir hom, hierdie man het gesê, hy gaan in 3 dae later in die dood het opstaan, kom ons maak seker so iets gebeur nie. Nou, terwyl hy daar in die graf was, het hulle hierdie geweldige klip voor die graf gerol, en dan sy verseël. Nou, verseël beteken, hulle het een of ander iets gebruik om dalk 'n lint te span met die keiser, of met Pilatus' seelring, wat daar omgeseël het, en daai gebreek was, dan kon jy sien, iemand het daarin gegaan sonder toestemming. En daai persoon wat daai seël gebreek het weet, is baie met hom doodstrafbaar. Maar hy gee ook vir hulle 'n wag van soldate. 'n Wag van soldate het bestaan uit 4 Romeinse soldate. En hierdie was goed opgeleide soldate wat geweet het hoe om 'n plek te bewaak. En dan sal hulle dag des lewens nooit gewag het om aan die slaap te raak voor daai graf nie. Want hulle geweet, as hulle in slaap sou raak en uitgevang word, baie met hulle. Nou is die vraag, as daar gesê word die wag het aan die slaap geraak, het al 4 gelyk in die slaap geraak en al 4 aan die slaap gebly. En as hulle dan geslaap het, hoe het hulle geweet dat dit die disipels was wat Jesus se lijk omsteel het? En wil jy vir my sê dat hulle nie wakker geword het toe iemand probeer het om daai rots voor die graf weg te rol nie, en so vas geslaap het? En selfs die Joodse leiers het soldate geglo toe hulle gekom te sê, ons vertel wat gebeur het. Die engel gekom, klip weggerol, en Joodse leiers het dit nie betwyfel. Hulle het nie vir die soldate gesê, nee man, julle was zeer sekerlik nie wakker gewees nie, julle sluit het uit, kom ons ook kyk self. Hulle glo dit, en hulle spin hierdie storie van, ok, julle het geslaap, ons sal sorg dat julle vergoed word, ons sal sorg dat julle in die moeilikheid kom nie, versprei net hierdie storie. En dan kom die vrou daaraan, en dan sien die graf is leeg, en vertel die disipels, en die disipels Petrus en Johannes kom aangehardloop om te kyk, want hulle het nie verwag, dat die graf leeg gewees nie. Ek bedoel, Jesus het gesê, hy gaan opstaan. Ok, hy het gesê, hy gaan opstaan, maar ons het gesien, hy is dood. Ons gaan kyk. En dan kom het by graf en werklik waar, die graf is leeg. Johannes vertel het so in Johannes 20, hy sê, toe hy Johannes voorbuk sien, hy die doeke deel, maar hy het nie ingegaan nie. Nou met Simon Petrus ook daar aangekom, en hy, voorbarige Petrus, het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Dan maar die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, is Johannes, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. Want wat het hulle daar gesien? Nou moet julle weer die preekie in jou gedagte hê van 'n persoon wat met verbande toegedraai is, van letterlik van kop tot tone. En nou kom hulle in die graf en hulle sien, hier lê die vorm van die persoon wat toegedraai was in hierdie verbande, maar is plant. Daar is geen substansie, geen liggaam meer binne daai verband. Dis of wat dit afgeblaas het. En dit wat binne is, het net verdwyn. En ek bedoel, geen
mens kan dit agterna gaan nadoen sê, kom ons maak asof daar iemand in was. Kom ons draai hierdie verbande dat dit lyk asof daar iemand in was. Dit wat die disippels daar gesien het vir onmiddellik gesê, Jesus was in hierdie verbande toegedraai, hy is nie meer daar nie. Dan maak Johannes die interessante opmerking, dat die kopverbande, en die kop is ook heeltemal toegedraai met verbande, dat dit een kant was. Dis soos asof dit weggevat was, en dat Jesus kon uit hierdie verbande kon uitkom. En dit wat hulle daar gesien het, so indruk op hulle gemaak, dat hulle sê maar, dit kan nie anders as dat Jesus uit hierdie verbande uit weg is nie. En dan vraag ons die vraag, maar as die disciples, as dit dan beweer word, die disciples Jesus se lijk omsteel het, hoe kom die verbande dan nog daar nie? Dan sou hulle dit ook opgerol en saamgevat het. Hoe kom die verbande nog daar? En hoe het dit gekom dat die verbande in die vorm van die mens wat toegedraai is, daar bly leed, hulle kon dit agterna so skep nie. En dis die vraag wat die wêreld nie kan en wil antwoord nie. Maar sê Johannes, hy het eers uit ingegaan en het ook gesien en geglo van die bewyse, die feite, het van self gespreek. Dan vierdens, Jesus se verskyning. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 8, hy sê, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het ook aan Cephas verskyn, daarna aan 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nog lewe. En daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels. Hierlaas het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. Paulus sê, wil jy weet of hy regtig uit die dood opgestaan het? Gaan vra vir die mense aan wie hy verskyn het, die mense wat hom letterlik gesien het, waarvan ek een is. Want Jesus het aan baie mense verskyn, eers aan die vroue verskyn, en toe aan die disciples by meer as een geleentheid, aan die Emmausgangers loop saam met hulle die pad. En dan was 'n menigte van mense wat Jesus gesien het, toe dit opgeteken is, dat hy uit die dood het opgestaan het. En hulle het dit oral se vertel waar hulle gekom het. Ons het vir Jesus gesien, hy het uit die dood uit opgestaan. En dan met Pinksterdag, liewe Petrus het die toespraak aan duisende mense, 'n paar duisend mense, as hy sê, Handelinge 32. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Dan lees ons nergens dat daar mense opgestaan en sê, hey Petrus, jy jok seker nou, dit kan nie waar wees nie. Soos is nie moontlik nie. Dis iets wat jy nou lekkerlik in die duiwel slyf. Hoekom was daar geen sulke goeders nie, want die mense wat daar was, daar was te veel mense onder hulle wat het self gesien en beleef het, en wat die woord versprei het. Ons het vir Jesus gesien, hy het in die dood uit opgestaan. En Jesus se opstanding in die dood het die disciples se lewens onherroepelik verander. Voor Jesus se kruisiging was hulle eers grootwerk, en toe Jesus gevangen geneem word, hardloop allemaal weg soos op lafvaarde. Petrus verdood vir Jesus sê, ek ken hom van geen kant af, ek wil niks met hom te doen nie, want hulle was bang, kruip weg. En dan na Jesus se opstanding, gebeur daar iets met hierdie mense. Eers was hulle bevrees, nou is hulle vreesloos. Hulle is bereid om gemartel en doodgemaak te word, omdat hulle Jesus uit die dood sien opstaan het. Wie sal vir 'n leuen bereid wees om gemartel en doodgemaak te word? Want die disciples se lewens het onherroepelik verander, gevul met die krag van Jesus se opstanding. So gaan ons die wêreld in. Daar kan geen ander verklaring wees, is dat Jesus se opstanding
Sy verskyning in almal het mense se lewens verander. Maar dit bring ons by die laaste punt, wat Jesus se opstanding vir ons beteken. Jesus leef, en dit beteken dat hy is betroubaar. Jy kan hom glo as hy sê iets gaan gebeur. Jy kan hom vir Jesus op sy woord neem, want die opstanding is die mees konkrete bewys daarvan dat Jesus se woorde betroubaar is. En dan sê Johannes 14 vers 3 dat hy weer kom. Hy sê, en as hy gegaan het en julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Jesus sê, hy kom terug op die wolke. En hy kom as regter om te oordeel tussen die lewendes en die dooies. Hy vertel in Matteus 25 vers 31, vertel Jesus dit as hy sê, wanneer die seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. En as Jesus sê hy kom weer, kan jy dit maar glo. Hy gaan nie vir jou leuen vertel nie, hy is betroubaar. En Jesus kom weer as regter om te oordeel, en dan sê Paulus in Filippense 2 vers 10, hy sê, en met daardie tyd sal in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is die knie buig, en elke tong sal erken, Jesus is Here. Al wil die wêreld hom nou nie erken as die Here, as die een wat opgestaan het in die dood nie, op daardie dag moet julle weet, sal alles in die hemel, op aarde, onder die aarde die knie buig, en elke tong sal moet erken, Jesus Christus is Here. So, nie alleen sy opstanding van ons konkrete bewys daarvan dat hy betroubaar is, maar ook dat Jesus die dood oorwin het. En jy onthou ons nou, die dood was die straf op die sonde, dit beteken letterlik en figuurlik ewig dood in die hel. Jesus se opstanding het gemaak dat gelowiges fisies doodgaan, maar nie ewig doodgaan. Want die dood is op die ouende nie meer die straf op die sonde nie, dit het Jesus betaal. Die dood is die deurgang tot die ewige lewe saam met hom. Daarom skryf Paulus in Korintiërs 15 vanaf vers 54 en sê, die dood het nie meer enige krag of invloed nie. God het al die krag as oorwinnaar. Daar is net mooi niks oor van die dood se mag nie. Jesus het die dood oorwin en daarom kyk gelowiges anders na dood. Ons kyk nie met vrees en bewering met die dood en wonder wat hy voor ons weet. Jesus het die dood oorwin en dood is die deurgang aan die lewe saam met hom. Dis wat Jesus aan Martha probeer verduidelik met Lazarus se dood in Johannes 11 vers 25 as hy maar sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. En elkeen wat lewe in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Martha het 'n bietjie gesukkel om daai deel te verstaan. Te verstaan dat die dood is oorwin en dat ons deur die dood vir ewig lewe saam met God. Maar nie net is die dood oorwin nie. Die derde ding wat Jesus se opstanding vir ons beteken, is dat ons saam met Jesus dood gegaan het vir die houvas wat die sonde op ons lewens gehad het. En ons het saam met hom opgestaan tot 'n nuwe lewe toegewy aan God. Dis wat Paulus beskryf in Romeine 6 vanaf vers 6 as hy sê, ons weet dat ons ou sondige self saam met Christus gekruisig is, sodat die sonde se mag oor ons verbreek kan word. En ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Want as iemand sterf, word hy vry van die mag van die sonde. Dan sê hy vers 11, julle moet dus ook verseker weet dat julle vir die sonde dood is, maar nou vir God lewe. Hy sê daardie hou vas vir die Satan en sonde in die wêreld op jou lewe gehad het, verby, is vrygemaak daarvan. Want iemand wat dood gegaan het, niks of niemand het meer hou vas op jou nie. Die sonde kan ook nie meer hou vas op jou nie, ook nie die Satan, want jy is dood
daarvoor. Maar nou het jy opgestaan saam met Jesus vir 'n nuwe lewe wat aan hom toegewy is, waar die wêreld en Satan en sonde nie meer kan hou vas hê nie. En daarom kan staan jy, Jesus lewe en ons met hom, dood wie sou vir jou nog lewe? En die wêreld en die Satan kan alles wat sy vermoed doen om mense te probeer oortuig dat Jesus se opstanding en die doodheid fiksie was. Maar hulle kan nie die feite wegredeneer nie. Die feite weerspreek hulle aansprake, want Jesus lewe waarom opgestaan. En daarom kan ons vanoggend weet as gelowiges, ons aanbid die enigste lewende, almagtige God. Die enigste godsdienst in die wêreld wat 'n lewende, almagtige God het, wat hulle aanbid. Dit het omdat Jesus bewys het, hy is God wat in die doodheid opgestaan het. So ek gaan vra dat julle nou net so bly sit en luister na die opstandingslied. Neem die woorde in soos wat dit gesing word daar. By die graf van Jesus staan die engel van die Here. En is dat Jesus in die doodheid opgestaan het. Hy sê, dat Jesus opgestaan het en dat hy leef. Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie dat ons weet dat U die Almagtige is, die een wat die dood oorwin het en ons saamgevat het vanuit hierdie doodsbestaan om vir U te kan lewe. Here, ons moet ook vandag sê dat ons baie keer nog maar 'n bietjie vasklou aan die ou doodsbestaan, baie keer vasval in die ou doodsbestaan. Help ons om Jesus se oorwinning oor die dood elke dag te leef, voluit vir U te lewe as mense wat nuut gemaak is. Here, ek wil bid dat hierdie boodskap van Paasnaweek die wêreld weer in sal gaan en dat mense se harte en lewens sal raak, sodat hulle kan weet Jesus is die Here, en dat hulle ook sal weet, of ons dit wil erken of nie, elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat Jesus die Here is. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.
Amen.